Goeienaand, broers, susters en geliefdes van die Here. Ek groet julle vanaand uit Jesus Christus liefde en wil graag vanaand die boodskap met julle deel oor vrymoedigheid in gebed. Ek lees eerstens vir ons uit Jakobus 1 vers 6 tot 8 en ek gaan dit lees uit die boodskap. Maar een ding moet julle dan nie doen nie. Moenie twyfel of God julle regtig sal help nie. Verwag en weet verseker dat hy sal help. Mense wat twyfel of God regtig na hulle sal luister, is soos golwe op die see. Die wind waai daar die golwe heen en weer. Die oomblik sien jy en die volgende oomblik is dit weg. Dit is 'n goeie voorbeeld van iets wat geen koers of sekerheid het nie. Die voorbeeld pas by iemand wat gedurig twyfel of die Here hom regtig gaan help. Vir so iemand sal die Here nie veel beteken nie. Want nes hy of sy klaar gebid het dat die Here hom of haar moet help, swaai hy en sy om en sê, dit kan nie en dit sal nie gebeur nie. En wat help dit? Hierdie gedeelte praat duidelik van gebed wat niks beteken nie. Indien mense nie vrymoedigheid het en met volle vertroue te kan bid nie. Eerstens wil ek sê dit is baie belangrik om te bid, want as mense bid nie, is daar geen kommunikasie met die Here nie. En dit is ook een van die belangrikste tekens van geloof, en dit is die beste manier om met God te kan kommunikeer. Het jy al probeer om met iemand 'n afspraak te maak, en jy nie eers te bel, of 'n WhatsApp te stuur, of 'n SMS te stuur, of selfs 'n e-pos nie, of enige ander vorm van kommunikasie, en in verbinding te tree nie? Ek sal nogal sê die kanse is nogal baie min dat daardie persoon met wie jy 'n afspraak probeer reël, gaan opdaag. En glo my, dit is nie lekker om alleen te sit en koffie drink nie, veral as mens iemand verwag. As jy hierdie eerste stap in werking het, is jy op die regte pad, glo vir my. Nou kan ons by die tweede punt kom. Om 'n verhouding met die Here te bou, deur gebed en gereelde kommunikasie. Die ding is, mens kan nie net bid en kommunikeer nie, mens moet ook gereeld kommunikeer. Ek dink meeste van ons kort tyd om iemand te leer ken en so gesprekke en dieper dinge met iemand te kan deel. Kom ons sê 'n dieper band te bou met hierdie persoon, as ook 'n beter verhouding. So, om hierdie verhouding wat mens met iemand probeer bou te versterk en daar gereelde kommunikasie tussen jou en hierdie persoon wees. Want anders sal mens vinnig van hierdie persoon vergeet, as ek dit so kan stel. Hoeveel van ons het nog kontak met mense wie saam met ons op laerskool was? Of kom ons dink aan kollegas van vorige werke of maatskappye? Ek sal sê baie min. Dalk is daar die 1 of 2 hegte vriende wat mens langs die pad gemaak het en opgetel het, maar dan kan ek julle waarborg daar is gereelde kommunikasie. Anderste is dit baie moeilik om 'n verhouding of 'n goeie vriendskap te bou. Die derde punt bring ons terug na die begin van die boodskap en die vers wat ek uit Jakobus gelees het. Om 'n diep verhouding met iemand, om 'n diep verhouding met iemand te staan, moet mens met vrymoedigheid kan kommunikeer. So dit is duidelik, om in 'n diep verhouding met die Here te staan, moet ons met vrymoedigheid kan bid of kommunikeer. Dink aan hierdie regte vriende en hierdie regte mense wie jy in 'n goeie verhouding mee staan. Dalk is daar een of dalk is jy een van die gelukkige mense wat meer as een sulke tipe persoon het met wie jy in 'n goeie verhouding staan. Hierdie mense kan jy met vrymoedigheid mee nader of iets mee deel of iets mee kommunikeer. Of dit nou 'n ligte onderwerp is of iets bietjie dieper en nader in die hart. Of dit nou 'n vraag of 'n roep om hulp of nood is. Dit is 'n vrymoedige kommunikasie of 'n band wat bestaan. Hierdie verhouding is wat die Here met ons elkeen soek. En die deur na die Here se vriendskap is waarwyd oop. Hierdie ander mense is tog net mens, so hulle is nie altyd beskikbaar nie, maar die Here is enige tyd beskikbaar. Probeer dit. Ek kan julle waarborg is 'n goeie stap in die regte rigting. Dink net hoeveel meer kan ons leer, ervaar, hoeveel kan ons deel en bou en nog soveel meer uit hierdie vrymoedige verhouding wat mens met die Here kan hê. En al wat dit kos is hierdie 3 punte, wat ek sal opsom as gereelde kommunikasie,
gebed met die Here. Glo my, jy sal verbaas wees hoe vreugdevol hierdie verhouding sal wees. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. Dankie Heer, dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom. Dankie dat U deur altyd oop staan en U 'n hegte band en vriendskap met ons wil bou. Heer, ek bid dat elkeen wat vasgevang is en goeders het wat in die pad staan, enige blok verwyder sal word, wat in die pad staan van 'n verhouding met U, 'n diepe en 'n groot, vrymoedigheid na U toe kan kom. Dit is verskriklik om te dink dat daar mense is wat te bang is om met U te wil praat, Heer. Dat mense nie met vrymoedigheid en oop harte met U wil praat nie, Heer. Ek vra dat hierdie blokke verwyder sal word, Heer, en dat mense met vrymoedigheid weer met U kan praat. Net 'n geselskap voer, net lekker met U kan gesit en gesels, Heer. Ek wil dit amper 'n koffieverhouding noem, soos net om te kan sit, soos wat 'n mens met 'n vriend sal sit en 'n koffie deel, Heer. Mag mense met hulle harte so oop met U deel. Mag dit deurskynend wees om te sien wat alles in hulle harte aangaan, Heer, en met vrymoedigheid daardie punte, of dit nou iets goeds is of iets slegs is, of net 'n hulp is wat hulle nodig het, Heer, mag hulle dit met U deel. Ek dank U dat ek vanaand hierdie boodskap ook met my broers en susters en die geliefdes van U kan deel, Heer. Mag dit op vrugbare grond val, Heer, en iemand net help om te besef dat ons met U kan kommunikeer in vrymoedigheid, Heer. Want ons is baie, baie lief vir U. Amen. Baie dankie geliefdes. Ek hoop julle het 'n baie lekker week en ook 'n baie lekker Februarie maand. Onthou dis die maand van liefde, so mag ons daardie liefde ook net nader bring aan ons Here en meer liefde na ons Here toe ook wys. Gaan in vrede. Shalom.